Ek wil vandag met julle praat. Ons is tans na die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons so 2 weke terug was, is ons in 'n nuwe verbond. Die Bybel praat van 'n nuwe tydperk van 'n nuwe verbond, 'n ander manier van kerke. So die ou manier van kerke was die Ou Testamentiese tempel, godsdiens, met die priesters en die offers en allerlei goeders. En die regte manier van godsdiens is in die Nuwe Testament vir ons openbaar. Ek wil daaroor praat. So die idee wat ek julle wil deel volgende is om reg kerk te hou. Nou dis nie so eenvoudig nie, want ons is nou geïndoktrineer volgens jou manier. So, hierdie regte manier is 'n moeilike manier. Ek het vandag se preek is nou ook aangevul deur 'n blaadjie wat ek daar het, so groot blaadjie wat jy kan saamvat om by die huis te gaan herinner julle. Maar as jy nie 'n blaadjie het, kry maar na die diens 'n blaadjie daar. So kom ons lees, ek lees dit in Efesiërs hoofstuk 4. Vanaf vers 1 tot 17, alweer vers 16 rond. So kom ons lees dit saam met julle. Hierdie ding spring 'n bietjie rond van die koue. Nou, ek druk dit julle op die hart. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Ek gaan nou die exegese vir julle doen. Kom ons lees maar net die teks eers. Hierdie dan is nie ek wat iets doen nie. Hy gaan geweldig heen en weer. Wees altyd beskeie, wees vriendelik, dis vers 2, en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe, om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Vers 4. Daar is net een liggaam en net een Gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en een Vader van almal. Hy wat oor almal is en deur almal en in almal woon. Vers 7. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarop Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy die hoogte opgevaar het, hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense uitgegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, en hoe alle hemelruimtes uit, op alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit, waar gaan hy weer? Ek weet nie wat dit is nie, ek weet nie vir dit sê wat dit is nie. Australië. Dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Ek kan nie vir dit sê nie. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word
deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Hierdie deel wat ek nou vir julle gelees het, dis 'n moeilike gedeelte. Dit vertel van die model van 'n nuwe kerk, 'n nuwe gemeente. En ons baie goed daarin opgesit, maar wat dit op neerkom, Jesus het die model verander van 'n volk van God af na 'n werksmag van God toe. Met ander woorde, 'n gemeente. Gemeente is nie net 'n volk waar sit nie, hulle is 'n werksmag. Almal kry gawes sodat hulle mekaar kan dien met hulle gawes. So as ek hierdie gedeelte 'n bietjie eksegetiseer, dan moet ek 'n bietjie mekaar trek, teologies nou. Dan sien ek in die eerste plek, elke Christen, elke gelowige van die Nuwe Testamentiese area, sal 'n roeping in sy hart ervaar. Alhoewel in die begin van jou geloofslewe, as jy voel die Here roep jou so 'n bietjie nader. Hy bring jou so 'n bietjie in die kerk toe. Hy wil hê jy moet 'n bietjie deelneem. Dan sê hy, as jy nou geroeping ervaar, die word 'n deel van die kerk. Die tweede deel sê, verdra mekaar in liefde. Met ander woorde, dit is nie 'n eenvoudige saak nie. Dit is nie 'n lekker holiday. Dit is 'n bietjie moeilike ding. Partykeer moet jy die mense verdra wat saam met jou is. Almal is nie ewe vriendelik en ewe gelukkig en ewe maklik nie. Dis 'n moeilike ding. Maar sê hy, daar is net een God wat in almal van ons woon. Dieselfde God wat ons gered het, dieselfde God in wie se naam ons gedoop is, dieselfde God wat die Gees gegee het dat ons versterk en ons gawes gee. Net een God. En dan sê hy sal vir almal, vir elkeen van ons, sal hy genadegawes uitdeel. En die genadegawes is nie elkeen kry immer vol nie. Hy sê nee, hy sal vir elkeen gee soos hy dit goed dink. Party kry baie, party kry min. Dis volgens quotas. Dan wil almal kry nie veel nie. Party het baie gekry, party gaan min kry. Maar sê hy, Jesus se volle teenwoordigheid sal in die kerk wees. Met ander woorde, Jesus al het hy opgevaar. Sy teenwoordigheid sal deur die Heilige Gees in die kerk wees. Daai kerk sal toegerus wees met die gawes van die Gees. En dan sê hy, dan noem hy die 5 gawes. En die 5 gawes is dit. En nou moet julle mooi verstaan, hierdie 5 gawes is gawes vir al die gelowiges. Die eerste gawe is die van, die eerste gawe is die van 'n, ek gaan net hierdie knoppie probeer druk, waar knoppie vas. Ek dink die knoppie ook vas, ja. Die eerste gawe, kom ons gaan net weer na die gawes toe. Die eerste gawe is die van 'n apostel. 'n Apostel is 'n gestuurde, met ander woorde, dis die energie. Ek gaan hierdie gawes vir julle net 'n bietjie na vandag se terme toe. Dis die mense op daai papiertjie wat ek uitgedeel het ek vir hom 'n muur, ek het hom 'n muur genoem. Want hy is die ou wat altyd bereid is om te werk. Hy het energie, hy is die muur. Hy is die groen ouetjie. Met ander woorde, die groen ouetjie hy's net bereid, hy's dienswillig, hy's bereidwillig, hy's diensbaar, hy wil net help. Hy's die helper, hy's die muur. Die tweede gawe is die van profete, is tog? Die van profete, dis die mense in die gemeente wat 'n visie het, die visionêre ouens. Hulle sien so 'n bietjie in die toekoms en hulle sien die groter prentjie. Hulle is die ouens wat die visie het. Hulle is die arende, noem hulle die arende, hulle is pers. Hulle sien so 'n bietjie die groter prentjie daar. Dan
derde ouens is die evangeliste. Hulle is die mense wat ek die hond noem, hulle is blou. Hulle is ouens wat hoop bring, hulle is positiewe mense, hulle is optimistiese mense. Hulle sien altyd die goeie raak, hulle wil die positiewe dinge in die gemeente wil hulle raak sien. Dan die vierde een is die herders. Die ding spring nog steeds rond. Die vierde een is die herders, hulle is oranje. Hulle is omgee mense, ek het 'n preekie, hulle is die hen, die moeder hen. Hulle is besorg oor ander mense se doen en late. Hulle pastoraat, hulle is ryk uit na ander mense toe, hulle dra ekstra sakdoekies. Hulle sien alles raak, al die swaar kry sien hulle raak. Hulle is die hen, die omgee mense, die herders. Dan natuurlik is daar die leraars, die mense wat wysheid het, hulle is die eiling. Hulle sit daar en sien dinge raak, wat ander mense nie raak sien. Hulle dra die wysheid. Hulle wil die wysheid deel met almal. En hierdie gawes wat hy vir die gemeente gegee het, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. As hierdie goed nie gebeur nie, dan kan die liggaam, die kerk, die gemeente nie opgebou wees nie. Kan ons nie sterk wees, kan ons nie volwasse wees, kan ons nie reg wees nie. En as jy hierdie goed terugskuif na die sielkunde toe, en die emosies van die mens toe, na hierdie 5 goeders, dis goeders wat jy nodig het om te leef. Elke mens wat hier so sit, as jy nie hierdie 5 goed in jou lewe, as jy een van die goed begin mis, as jy nie visie het nie, begin jou lewe ellendig raak. As jy nie energie het nie, begin jou lewe ellendig raak. As jy nie hoop het nie, dan raak jy hopeloos. As jy nie omgee het nie, raak jy eensaam. As jy nie wysheid het nie, maak jy voetfoute, strompel jy, stamp jy rond. So hierdie 5 goeders is die 5 noodsaaklike van geestelike volwassenheid en emosionele volwassenheid. En dis wat ontbreek in die kerk van God. Hierdie 5 goed ontbreek, want ons het hierdie goed nie reg verstaan. Ons het verkeerd verstaan. Die gevolg is van hierdie ontbreking, daar sal nie werklik eenheid wees onder die gemeentelewe. As julle dit het, as julle hierdie 5 goed het, as julle visie het, en omgee, hoop, en wysheid, en alles het, gaan julle 'n goeie eenheid begin bereik onder mekaar. Gaan julle volmaak en volwasse wees soos Christus. Dan word ons werklik die liggaam van Christus. Dan sal ons werklike ware groei sien. En dan sê hy, wat as julle dit nie het, dan sal julle wees soos kinders, wat heeltyd op en af gesleer word, soos golwe van die see. Julle is heeltyd op en af gesleer. Julle word heen en weer geskuif deur die wind. Want elke ou wat 'n dwaalleer aan julle verkondig, gryp julle aan vas en hulle steek julle daaraan en hulle vra vir ander en hulle wil dit glo, dit glo. En al die versoekings sal julle heen en weer gooi. En julle sal verlei word deur elke tweede Jan ramp in sy maat. Want hierdie model het ons nie raak gesien. So ons vandaagse gelowiges, vandaagse Christene en gelowiges, lei hier aan. Hulle is nie standvastig nie, hulle ken nie, hulle teorieë nie, teologie nie, hulle gaan so op en af en heen en weer en word verlei, en elke dwaalleer verlei hulle, want, en dis nie hulle skuld nie, dis maar die kerkvaders se skuld. Die kerkvaders het die nuwe model op die kerk afgeskryf. Ons het gesê, nee, wag. Kom ons maak 'n nuwe model van 'n kerk wat net soos 'n tempel lyk. Ons bring julle in 'n gebou bymekaar. Ons maak die hoof van die gebou, maak as die leraar wat 'n groot toog gaan het en vir almal preek elke Sondag. Ons maak net ouderlinge en net diakens en net leraars. En dan glo ons leraar
is of 'n profeet, of 'n evangelis, of 'n apostel, of hy's 'n herder. En as gevolg van hierdie ou model wat ons so vasglo, het ons almal eintlik maar net couch potatoes geword. Ons glo, dis nie ons wat die gawes bedien nie, dis die predikant wat dit doen. Hy sal as 'n herder, sal hy omgee vir sy hele kudde. Al die skapies sal hy versorg. Hy sal al die siekes besoek. Hy sal al die dooies versorg, vertroos. Hy sal alles doen. Ons kerspotatoes kan maar net hier so sit. Ons is mos warm gebak en gebroei. En ons het hierdie hele model gemis. Ons sien dit nie meer raak. As jy nou daai gedeelte gaan lees in Efesiërs 1, dan lees jy, die kerk moet warm wees, almal, die God het die gawes gegee. Nee, nie waar die doop nie daai 5 gawes. Die doop het al 5 daai gawes. Hy is die herder. Hy is die apostel. Hy is die leraar. Hy is alles. En dis nie die waarheid nie. As ons Christus se boodskap reg verstaan, dan sal ons hierdie gaan seker maak. Wat is my gawe? Wat is my gawe? Is ek, as 'n gemeentelid in die sit, is ek 'n hen of is ek 'n eier? Is ek 'n arend of is ek 'n hond? Wat is my gawe? En as jy een van daai 5 gawes is, jy hoef nie die sterkste hen te wees en die sterkste eier, die sterkste arend en die sterkste hond nie. Jy kan maar rustig wees, want daar is die hele gemeente met mekaar bedien. En as ons gaan mekaar begin bedien volgens hierdie 5 gawes, jy kan dit verskillende dinge doen. Party mense praat van die 5voudige ministerie of bediening. Party mense praat van die gawes van die Gees. Gaan lees maar aan Efesiërs. Ek noem dit, gee dit 'n naam. Ek noem dit die pentalogie van bediening. Pentalogie, dis maar net die 5 kennis bediening. So gaan lees bietjie daar wat as jy, en word 'n herder in jou gemeente. Of word 'n apostel in jou gemeente. Word 'n ou wat volgens Christus se bediening iemand is wat saak maak. Want jy kan nie net 'n couch potato bly nie. En dan die dominee sal al 5 daai gawes kan doen nie. Die dominee, ek word net een van daai 5 gawes. En dan minder of in meerdere mate. En soos baie dinge, sal daar mense wees wat al 5 daai bedienings kan behartig. As sal sulke mense wees, die kry sulke mense, begaafde mense. So ek dink aan my dosent so Stefan Joubert. Hy's 'n predikant en 'n professor en 'n evangelis. Hy het al daai gawes, want hy's begaafd. Maar nie alle predikante het al daai gawes nie. Nie alle gemeente, party van hulle net 'n bietjie, soos 'n moeder en sy net 'n bietjie omgee. Maar party mense het, en ons het daai goed nodig. Ons het visie nodig. Ons het hoop nodig. As daar nie iemand is wat daai hoop gaan verkondig, gaan ons hopeloos raak. Ons het daai visie nodig. Ons het daai herderlike insig nodig. Ons het daai pastoraat nodig. En sonder dit gaan ons gemeente ten gronde. So doen jy huiswerk, gaan kyk waar jy inpas en begin doen waar jy moet inpas. Anders is ons kerk nie die regte kerk nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die waarheid kan sien in die Nuwe Testament. Dat U 'n nuwe testamentiese kerkmodel vir ons gegee het. Dis nie 'n herderkudde model nie, Here. Dis 'n liggaamsmodel. Waar al die dele van die liggaam 'n belangrike rol speel. En U het vir ons gawes gegee, Here, en ons het daai gawes geappikeer. Ons het sê nee, gee dit vir die predikant, Here, maak hom die herder van die kudde. Hy sal dit uitsorteer. Nadat U vir ons gesê het, maar Christus is reeds die herder. Hy is die goeie herder. Help ons om hierdie nuwe kerk te verstaan, Here, dat ons almal 'n rol het om te speel. En 'n
funks het om te vervul. En dat ons almal gaan voordeur trek as almal hulle rol speel en hulle las begin dra. Ons bid dit alles in die krag van die Heilige Gees. Amen.